Weereens, wat 'n voorreg om u vanaand te groet in daai kosbare naam van Jesus Christus, die een wat my van kanker genees het, die wat ons opgetel het en ons die lewe gee. Baie welkom, ons vertrou dat u vanaand in hierdie lering iets kosbaars gaan vind en u gaan staal teen die tyd waarin ons lewe, om u vertroue op Christus te plaas, die oë te vestig op hom, en nie u ore uit te leen vir die leuen wat die duiwel verkondig en vrees in u in te boesem, want die woord van God verklaar vir ons baie duidelik in 2 Timoteus 1 vers 7, dat God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Nou as hy dit nie gegee het nie, wie dit anders te gegee as die duiwel homself, en dis wat die duiwel wil doen, chaos saai. Vanaand kyk ons weer eens na die boek Openbaring 21 en ons is op die onderwerp van die Nuwe Jerusalem, die verklaring, wat is die Nuwe Jerusalem? En hy antwoord homself, die bruid van die lam. Die bruid van die lam, of die vrou van die lam. Nou, ons het vir u gehanteer alreeds vanaf vers 1 van Openbaring 21 tot en met vers 11. Vanaand gaan ek met u praat net vers 12, ons gaan die helfte van dit hanteer vanaand, omdat daardie vers baie verrykend is, en ek nooi jy uit om vanaand net agteroor te sit, gee die Heilige Gees kans om met u te werk, en luister na die woord van die Here, om die inleiding daarvan vanaand vir u daar te stel in deel 2, moet ek jy terugvat na Openbaringe 1 vers 1 en vers 3, die openbaring van Jesus Christus en wat gou moet gebeur. Let weer op dat die boek Openbaring 68 na Christus geskrywe is, Jerusalem 70 na Christus verwoes was. So dit gaan oor die openbaring van Jesus, die hele boek Openbaring verklaar wie Jesus Christus werklik is en verklaar ook Christus in ons wie hy is. En dan sê hy wat gou moet gebeur, met ander woorde van Christus, die openbaring wat Johannes die openbaring ontvang het, tot en met die verwoesting van Jerusalem, wat gou moet gebeur. En dan vers 3, wat hy verklaar, want die tyd is naby. Nou as die tyd naby is, dan beteken dit nie 2000 jaar daarna nie. Hierdie boek Openbaring hanteer oor die tydperk en het spoel oor na waar ons in is vandag tot en met die einde toe in voorbereiding vir dit. So luister baie mooi na die woord van die Here en slaan ag daarop, en net vir ons Engelse luisteraars wat ingeskakel het, we want to introduce to you the word of God, and I'm going to do it on Wednesday night. Be awake for that, and something is going to happen, and I trust God. So tonight's teaching in the English will not happen tonight, but well on Wednesday night. Looking forward to see you there. Ons kyk na die woord van die Here. Wat baie belangrik is die belangrikheid van tipes en metafore wanneer ons oor die boek Openbaring praat. Daar is 'n uitdrukkings en metafore wat in die Bybel gebruik word, wat ons nie altyd maklik kan verstaan nie. 'n Metafoor, wat is dit? Is 'n figuurlike uitdrukking, wat op 'n vergelyking en 'n ooreenkoms berus. Ek herhaal dit weer, is 'n figuurlike uitdrukking, wat op 'n vergelyking en 'n ooreenkoms berus. Die feit dat die Bybel soveel duisend jare gelede geskrywe is, en wel in die Midde-Ooste, maak dit vir ons wat vandag in die westelike beskawing lewe, soms moeilik om die Bybel reg te verstaan. Kom ons kyk en gee jy 'n voorbeeld daarvan. Die woord vir ewig in die Bybel is relatief, en dui nie altyd op die eindeloosheid daarvan nie. 'n teoloog het eendag gesê, dat net God ewig is. Die uitdrukking vir altyd of vir ewig, behalwe waar dit na God self verwys, dui soms op 'n spesifieke tydperk
Byvoorbeeld, vanaf die begin van die tydperk wat dit aangebreek, totdat die tydperk volbring is. Verwys jou na 1 Konings 8 vers 13. 1 Konings 8 vers 13, verseker, het ek vir u 'n woonhuis gebou, 'n vaste plek. Ons praat hier van die tempel, die tabernakel wat die tempel naderhand ingeneem het. Maar hy sê 'n vaste plek vir u om ewig in te woon. En ons weet die tempel is verwoes. Hy bestaan nie meer nie. So dit 'n tydperk van die aanvang van daardie tydperk en dit lei tot 'n tydperk wat hy ewigheid dan verklaar tot op daardie tydperk wat God daarin gewoon het. Ons gaan na die betekenis van meer uitdrukkings kyk wat ons gaan help om 'n beter insig te kry rakende die endtye. Baie belangrik. Ek wil hê jy met my inleiding van hierdie woord vanaand baie noukeurig op ag slaan. Ons moet onthou dat die Bybel 1000 jare gelede geskrywe is. 'n Groot deel van die kommunikasie tussen God en die skrywers het bewyse van beelde, prentjies en kleure bestaan. Dis juis hierdie beelde, prentjies en kleure en tipes wat vandag soveel verwarring in die kerk gebring het. Let op na die betekenis van kleure in die Bybel. Ek gaan 'n paar vir jou aanhaal. Net om vir die agtergrond te gee, want ons praat vanaand daaroor oor kleure, die metafore van kleure in die woord van die Here. Die betekenisse daarvan wat die Bybel eintlik bedoel wanneer hy 'n sekere kleur noem. Daar is nie baie verwysings in die Bybel na kleure en hulle betekenisse nie. Ons weet dat kleure wel simboliese betekenisse dra. Ek wil hê jy moet hoor. Die meeste verwysings na spesifieke kleure vind ons in die tabernakel en in die priesterlike klere van die hoëpriester. Self hier is die Bybel nie spesifiek oor die spesifieke simboliese betekenis daarvan nie. Ons kan wel deur Bybelstudie en die geopenbaarde woord riglyne kry oor die simboliese betekenisse van kleure. Kom ek noem vir julle 'n paar. Rooi verteenwoordig bloed en versoening. Jy kan gaan lees in Levitikus 17 vers 11, Hebreërs 11, 9 vers 11 tot 14. Blou verteenwoordig hemel en genade, volgens Eksodus 24 vers 10. Pers verteenwoordig koninlikheid, volgens Rigters 8 vers 26 en Markus 15 vers 17 tot 18. Wit verteenwoordig reinheid, heiligheid, volgens Psalm 51 vers 7 en Matteus 17 vers 2, sowel as Openbaringe 3 vers 4. Silwer verteenwoordig redding, verlossing, volgens Numeri 18 vers 15 tot 16. Goud verteenwoordig goddelikheid, glorie van God. Eksodus 37 en ook 40 vers 34 tot 35. Openbaringe 1 vers 13 tot 14. Die kleur brons verteenwoordig oordeele. Eksodus 27 vers 1 tot 3, sowel as Eksodus 30 vers 17 tot 21. Geel verteenwoordig feesvieringe, vreugde, volgens Jesaja 51 vers 11, Jesaja 61 vers 3 en Hebreërs 1 vers 9. Groen verteenwoordig nuwe lewe, volgens Psalm 92 vers 12 tot 14 en Hosea 14 vers 8. Bruin en grys verteenwoordig berou en nederigheid, volgens Ester 4 vers 3 en Daniël 9 vers 3 tot 5. Oranje, geel en rooi vuur verteenwoordig die Heilige Gees, volgens Handelinge 2 vers 3. Pruim, die kleur pruim, die pruimkleur, verteenwoordig rykdom, oorvloed, invulling met die Heilige Gees, volgens Hosea 2 vers 22 en Joël 2 vers 24. Alle donkere kleure verteenwoordig sonde en dood, Psalm 23 vers 4 en Efesiërs 5 verse 11.
Nou dit net so vir u te gee, want ons gaan nou daaroor praat, oor kleure, en wat dit beteken in die tydperk van jou en my. In die inbou en die voorbereiding wat God doen aan die nuwe Jerusalem, wat sy bruid is, wat u en ek is. Dit is nie 'n stad nie, ek het al reeds daaroor gepraat, en ek gaan dit weer vanaand herhaal nie, maar ek wil hê jy moet agslaan daarop. So ons skrifgedeelte wat ons wel vanaand gaan hanteer, net een vers van Openbaring 21, want ons het gekom tot vers 11, sê dit, en dit het 'n groot en hoë muur met 12 poorte gehad, en by die poorte 12 engele, en die name daarop geskrywe, naamlik die van die 12 stamme van die kinders van Israel. Waarom? Hier is weer 'n metafoor, verwys na die figuurlike, wat om dit so te stel vir jou, kom ons maak dit makliker. Dis 'n aardse storie met 'n hemelse betekenis. U moet begrip hê as mens, waaroor dit eintlik gaan, maar dit het 'n implikasie van 'n hemelse ingryping. Eerstens, praat vers 12 vir ons, en het 'n groot hoë muur. Nou die woord groot omskryf die grootte van die oprigter daarvan, die een wat sy bruid voorberei, wat er bou en sekere elemente in haar inbou. Dit spreek van beskerming van sy karakter en natuur binne in jou. Hy's groot, hy beskerm die karakter, sy saad lê in jou gees. En hy verseël dit volgens Efesiërs 1 vanaf vers 12 en 13. Hy verseël dit met die gees, en niks kan daar inkom behalwe geloof nie. Groot, sterk en magtig, praat van die oprigter, die een wat aan my en jou werk, vanaf die tydperk, wat hierdie woord uitgegaan het, werk God aan sy kerk, sy bruid, sy vrou, hy berei haar voor, hy's groot en magtig, sê die woord, volgens Psalm 147 vers 5, Onse Here is groot en ryk aan krag. Man, as God aan jou werk, broer, wil ek vir jou sê, daar gebeur iets met jou. Sy verstand is oneindig. Jy kan in 'n kort begrip dink, maar God het 'n onbeperkte begrip. Hy's oneindig. Wanneer jy in jou sal werk, gaan jy droog maak, man. Laat God aan jou werk, want sy verstand is oneindig, want God droom oor jou lewe. Hy's groot. Psalm 111 vers 2, die werke van die Here is groot, man, groot, sy werke met jou is groot en magtig, nagespeur word hulle deur almal wat daar 'n welbehae in het, nagespeur, mense kyk na jou, hulle slaan ag aan die groot werke van God, wat hy aan jou doen in voorbereiding, totdat jy die asem hier uitblaas en vervul dit wat God meer as elemente gebruik het en metafore en tipes om die heiligheid en die mooiheid van God in jou lewe sigbaar te maak. Ons lees op Psalm 77 vers 14. O God, u weg is in heiligheid. Nou is God met jou werk. Dan sê hy, wees heilig, want ek is heilig. So sy weg is in heiligheid. Wie is 'n groot God soos ons God? As hy sê, wees heilig, want ek is heilig, dan sê hy dit in verband met homself. Want God is groot. Dis 'n groot en hoë muur. En wie is groot soos ons God? As hy sê, wees heilig, dan is jy wat hy sê, wat jy moet wees. Hy praat verder van die hoë muur. Ons praat van vers 12 van Openbaring 21. Die grootheid en sy naam is sterk. So hoë muur en bied perfekte beskerming teen die vyand. Met ander woorde, ek en jy is verseker in hierdie tyd, nie hierna nie.
In hierdie tyd werk God nie in 'n tempel daarbo nie, in 'n nuwe Jerusalem daarbo nie. Hy werk in die Jerusalem hieronder, waar ek en jy betrokke is. Dit is die openbaring van Jesus Christus in jou en wat gou moet gebeur. Met ander woorde, God werk met ons individu en bou ons koöperatief as sy liggaam, sy kerk, sy bruid wat hy voorberei. En hy het 'n hoë muur van beskerming. God beskerm jou en my in hierdie tyd. Hoor wat sê Sagaria 2 vers 5. En ek sal vir hom wees, spreek die Here. Dis nie swys maar wat jy praat nie, spreek die Here. 'n Vurige muur rondom en tot heerlikheid daar binne in. Niks kan jou beskerm soos wat God jou kan beskerm nie. Daarom hierdie hoë muur van beskerming. God werk in jou en hy beskerm dit wat hy aan jou doen, dat dit nie te nagekom sal word of deur misleiding vernietig word nie. Spreuke 18 vers 10 sê, die naam van die Here, ek wil hê met baie mooi hoor, 'n hoë muur spreek van sy grootheid en sy naam wat sterk is, en bied perfekte beskerming teen die vyand. Die naam van die Here, volgens Spreuke 18:10, is 'n sterke toring, die regverdiges hardloop daarin en word beskik, my vriend. Efese 2 vers 6 gaan Paulus, en hy maak die mooiste stelling, ons is saam opgewek uit die dood uit in hierdie tyd, en saam laat sit nie hierna nie, nou, in die hemele, in Christus Jesus. Kyk na die beskerming van die hoë muur. En ek sê altyd, my vriend, luister baie mooi. Hoe kan die duiwel by jou uitkom as jy in Christus is? Hy moet eers by Christus verbykom voor hy by jou kan uitkom. Neem kennis daarvan. En wanneer jy dit glo en verstaan, is die lewe op hierdie aarde, soos wat die skrif sê, hemel op aarde. Dis die wonder van God. Hy beskerm ons. Hy is 'n hoë muur, sy grootheid. Niemand kan teen hom opstaan nie. Hy is 'n vurige muur rondom ons. Sy naam is 'n sterke toring in wie ek 'n toevlug het en hy beskerm my. En nadat hy my opwek uit die dood uit, waar ek uitkom uit die sonde uit, en hy laat my sit in die hemelplekke in Christus, waaruit ek funksioneer. Met ander woorde, om dit maklik vir jou te stel, ons moet ons gebed aanpas ook in hierdie tyd. Jy sien, ons bid nie meer tot God nie. En vertel God hoe groot ons probleem is nie, hy weet dit. Ons bid uit hom uit, tot ons probleem, en vertel ons probleem hoe groot ons God is. Hy's 'n hoë muur van beskerming rondom jou. Mure is daar vir nommer 1, afbakening. Met ander woorde, God kry jou een kant, hy baken jou af, en hy werk in die onsienlike met jou, afgesonder met jou. Hoë mure spreek ook van beskutting, dit beskerm jou, dit beskerm die werke van God in jou lewe. Dis hartseer om te sien hoe mense hulle blootstel, dat die duiwel wat God gedoen het, hulle so maklik afbreek, deur vrees in te boesem en negativiteit. Ook derdens spreek dit van verdediging. Met ander woorde, hoë mure is opgerig as beskerming vir daardie stad teen die vyande. Dis ons verdedigingsmeganisme. Met ander woorde, my verdedigingsmeganisme in my is die grootte God wat die hoë muur, vurige muur rondom my is. Sy naam in wie ek beskut is, en hy gee my hemelplekke in hom, en hy beskerm my in hom, sodat geen duiwel, geen demoon, jy sien, wanneer jy uit Christus uitbeweeg, stel jou bloot aan baie dinge. En dis wat genade beteken, my vriend. Bly in Christus. Hy het genadiglik vir ons voorsien. Die oomblik wanneer jy uit hom beweeg, is nie God wat jou straf nie. Nee, jy het uit God uitbeweeg. En daarom sal die wet, soos wat
Romeine 8 vers 2 sê, die wet van die gees en die lewe in Christus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Die oomblik as jy uit Christus uitbeweeg, slaan die wet van dood en sonde op jou lewe toe. So my verdedigingsmeganisme in my is Christus in wie ek is. 'n vurige muur rondom my. Sy naam is my sterke toring in wie ek 'n toevlug het. Dan gaan die skrif verder in vers 12, en hy praat van die 12 engele. Die 12 engele. 12 engele wat by die 12 poorte staan. 12 spreek en typeer regeer en gesag. Psalm 91 vers 11, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, om jou te bewaar op al jou weë. Kyk die autoriteit, die gesag. Dit spreek van God regeer oor die engele. Engele is dienende vir God, nie vir jou nie. God stuur hulle om jou te gaan bewaar en beskerm op al jou weë. Hulle staan in diens van God. Hebreërs 1 vers 13 tot 14 maak die verklaring, en aan watter een van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand totdat ek die vyande gemaak het, die voetbanke van die voete. Vers 14, is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word, terwille van die wat die saligheid sal beerwe. So hierdie engele is in diens van God, nie van jou nie. God stel hulle aan om jou te bewaar, na jou te kyk wat die saligheid sal beerwe. Wonderlik. Met ander woorde 12, die getal spreek van regeer. God regeer oor die engele mag. God regeer en sien toe dat geen gesag of mag oor jou lewe kan triomfeer nie. Hebreërs 11 vers 7, 1 vers 7, ekskuus tog. Hebreërs 1 vers 7. En van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuur vlamme. Daarom sal ons sien altyd engele verskyn in die wind. In vuur vlamme keer hulle die vyandmagte af om nie by jou uit te kom nie, want God beskerm sy handewerk in jou lewe. Wie kan onthou toe Moses op die berg geklim het, in voorbereiding van die 10 gebooie op 2 kliptafels, het God die klip te voorberei. Hy het dit met sy eie vinger geskrywe. En toe Moses afkom, en hy haal sy oë af van die handewerk van God, en kyk na wat hier voor hom aan die gang is, en die balaanbidding wat hulle ook 'n goue kalf gebou het en aanbid het hy die handewerk van God stukken gegooi. En God sê vir hom, Moses, goed, ek sal dit weer vir jou skrywe, maar jy berei die klippe voor. Dis wat God wil verhoed, want God berei jou voor, en hy skryf in jou lewe die waarborg van sy lewe. Hy beskerm dit. Moenie jou oë afhaal nie, want jy kan dit vernietig, wat God besig is om te vorm in jou lewe. Engele word gestuur deur God en staan onder gesag van God, om die wat die saligheid sal beerwe te versterk tydens versoekinge, wanneer hierdie dinge in jou pad langs kom. Ek lees ook in Lukas 22 vers 43, en 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Dis waarvoor engele in opdrag van God staan. 12 engele spreek van hierdie 12 poorte, die gesag en die regeringskap van God. Toe Jesus ernstig gebid het, toe stuur hy engele, God, uit die hemel, en het verskyn aan hom, en het versterk hom in die tyd van sy benoudheid en versoeking, wat vir hom voorgelê het. Engele speel 'n groot rol in die beskerming van ons saligheid, en ek wil hê jy moet dit weet. God beskerm sy bloed in jou lewe.
wat aangewend is, ewigdurend, tot vergifnis, al sou jy verkeerd gedoen het, die bloed al klaar gereinig. Kyk hoe wonderlik is dit. En 1 Johannes 1 vers 7, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, die bloed van sy seun reinig ons ewigdurend van al ons sondes. God wil hê die duiwel moet jou laat skuldig voel nie, daarom het hy klaar betaal. Wanneer jy dit gedoen het, is jy klaar gereinig. Die probleem is, jy kan jou nie self vergewe nie, God het jou al reeds vergewe. Is dit nie wonderlik hoe God sy hande werk in jou lewe, beskerm en verhoed die duiwel om Satan in jou denke in te plaas en dit te glo wat die duiwel vir jou opdis vanaand. Ek dis die woord van God vir jou op, dis wat die Here as beskerme hoë muur vir jou bied. En dan stel hy 12 engele aan oor sy poorte. En ek gaan nou die poorte hanteer vir u en u gaan beter verstaan. Hulle is dienende geeste ter wille van ons saligheid. In diens van God beskerm hulle ons teen die aanslag van ons saligheid en teen misleiding in die tyd waar ons in lewe. Kom ons gaan verder na die 12 poorte. Met ander woorde, daar's 12 engele wat staan by 12 poorte. Volgens vers 12, genoem na die name van die 12 stamme van Israel. En hier kom iets baie interessant uit. Waarom die 12 stamme van Israel? Verwysend na hulle, dat elke seun se naam het 'n betekenis, 'n woordnumeriese waarde. Daarbey is ook aan hulle kleure gegee, wat hulle verteenwoordig het. Op die borsplaat, wat die hoofpriester Aaron moes ingevat het in die allerheiligste van die allerheiligstes, om vir God te verskyn. Daarom kyk na die metafore vanaand, hoe hy dit uithaal, en hoe hy dit openbaar. Kyk daarna vanaand, na die volle betekenis daarvan. Hoor baie mooi wat sê in vers 12, en dit het 'n groot en 'n hoë muur, met 12 poorte gehad, en by die 12 poorte engele, en name daarop geskrywe, naamlik die van die 12 stamme van die kinders van Israel. Dit spreek van 12 ondervindings, wat progressief geopenbaar word, deur Christus se natuur in jou. Hierdie 12 poorte, spreek van ondervindings hier op aarde, en die voorbereiding wat God werk aan sy bruid, sy vrou, om haar heilig, sonder gebrek, voor hom te stel. En progressief gebeur dit. Dis 'n progressiewe openbaring. Poort nommer 1, werk in jou lewe. Poort nommer 2 is die volgende openbaring waardeur jy moet beweeg, om die Christus natuur aan te neem, om in hom jou woning te vind, en hy in jou, want die woning is vir hom. 2 Tessalonisense hoofstuk 2 en hoofstuk 1 vers 10 tot 12 maak die stelling: wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo. Kyk baie mooi wat sê die skrif. Wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges. Hy het een geword. Daarom sê die Bybel, jy sal man verlaat, jy sal die wêreld verlaat, alle ander verlaat, hom aankleef en een vlees word. Die een wording in sy heiliges, en hulle bewonder dit vir almal wat glo. En daardie dag, want ons getuienisse het by hulle geloof gevind. Vers 11, daarom bid ons ook altyd vir julle, dat onse God julle die roeping waardig mag ag. Sien, jy is geroep, jy is gered en geroep. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon. 2 Timoteus 1 vers 9, jy is gered en geroep.
Daarom sê hy, want ons getuienis het by hulle geloof gevind, daarom bid ons ook altyd vir julle, dat ons God julle die roeping waardig mag ag, en dat hy alle welgevalle aan wat goed is, en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak. Jy sien, God wil jou volkome maak. Dis hoekom hy werk aan jou. Dis wanneer jy die prediking hoor, moenie vanoggend se boodskap vergeet nie, maak seker jy luister daarna. Die salwing in jou. Wanneer die woord na jou toe kom, is dit nie om jou te oordeel nie. Dit is om aan jou met krag te werk, om jou volmaak te maak, want hy berei 'n volmaakte bruid voor vir daardie wonderlike dag wanneer hy kom om verheerlik te word. Vers 12, sodat die naam van ons Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word en julle in hom. Die naam in jou en jy in hom verheerlik kan word. Onthou net een ding, die wêreld sien nie Christus nie. Hulle sien jou met Christus in jou. En dit wat jy verteenwoordig vanaand, is die teenbeeld van hom wat jy op aarde verklaar. Daarom werk hy aan jou, om jou volkome te maak. Hy werk aan jou, om sy naam daarin te vestig, dat sy naam nie 'n klad vind in jou lewe nie. En dat jy in hom woon, beteken dat hy in jou is. Jy verteenwoordig hom, soos wat Paulus skrywe, vir ons in Galasiërs 4 vers 19, ek is in baringsnood, kyk na hierdie prediker, ek is in baringsnood, ek is in pyn, dis hoekom ek pleit vanaand by u, laat u versoen met God. Die hartseer is wanneer ons waarhede na u toe bring, wanneer ons hierdie goed openbaar maak, is nie ons wat u probeer afkraak en u oordeel nie, nee, dis die salwing van God wat besig is om jou te reinig, skoon te maak en te verfyn, my vriend. Hoor my vanaand. Ons kan nie 'n klad wees vir hom nie. En Paulus sê, ek is in baringsnood, ek is in pyn vir my volk, ek is in pyn vir my kerk. Wanneer die bewustheid is nog nie teenwoordig nie. Totdat Christus in julle gestalte verkry het. Wanneer God na my kyk, kyk hy nie meer na my nie. Hy kyk na homself, Christus in my, en sien die vorming, hoe dit vorm en gestalte vind binne in my. God werk met jou, my vriend. Neem kennis vanaand. Elkeen van die 12 poorte, waarvan die Bybel hier praat, is 'n manifestering van die natuur van God, wat in jou hart skop, om geboorte aan te gee. Elkeen is 'n ondervinding, elke poort is 'n ondervinding en 'n uitdrukking van God se natuur in jou lewe. Soos wat jy deur die een poort beweeg. En later aan in deel 3 en 4 gaan ek daaroor praat met jou. Moet jy weer deur poort 2 kom, poort 3 kom, sodat daai natuur 'n uitdrukking kan vind van God in jou lewe in. Elke poort is 'n manifestering van die natuur van God wat hartskop om geboorte te gee, wat Paulus van skrywe. Ek is in baringsnood totdat Christus, ja, die vorming ingevind het binne in jou. Is dit nie mooi nie? As jy daardie begrip het, dan gaan jy sê, so hy spreek dit. Leer my dit, want ek word gevorm deur God self. In Filippense 3 vers 10, sodat ek hom kan ken in die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Hoe word ek gelykvormig aan sy dood? Om die lewe af te sterwe van sonde en ongeregtigheid. Het hy gesterf aan die kruishout van Golgotha, grootste prys betaal vir jou en my. Deur dit af te lê, sterwe ek en jy soos hy gesterwe het aan die kruis van Golgotha, sodat sy krag van sy opstanding
in jou en met jou gemeenskap kan hê, sodat daardie rede hoekom hy kom sterwe het, die hoogste prys betaal het vir sonde, jy sal nooit weer dit wil doen nie. Dit sal jou walg, wanneer jy dit begin besef, dat die manifestering van hierdie poorte skop hard, om geboorte te gee van die natuur van God in jou lewe. Romeine 8 vers 29, want die wat hy van tevore geken het, voor die grondlegging van die aarde, die het hy ook van tevore verordeneer, om wat? Gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. My vriend, ek en jy verteenwoordig die beeld van die vreeswording van God, waarin hy die wêreld met homself versoen het, dieselfde beeld, in die geestelike realm, salf hy ons, verordeneer ons om gelykvormig te wees dan. Ons kan nie Jesus wees nie. As ek 'n groot sirkel vir jou trek op die muur, jy kan nooit daardie sirkel wees nie, maar klein sirkeltjies met dieselfde vorm, beteken met dieselfde natuur, dieselfde karakter, binne in hom, neem ons aan daardie natuur om gelykvormig te word, daarom het hy ons verordeneer daartoe, op hierdie aarde, in voorbereiding vir die dag, die mooi dag van God, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Johannes 14 vers 6, Jesus antwoord hom, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Jy moet deur die kruis kom. Jy moet deur Christus kom, wat gehang het aan die kruishout van Golgotha. En wanneer jy deur hom gekom het, kom jy in die allerheiligste, in die realm waar God woon, binne in jou, waar hy jou leer, waar jy voor hom verskyn, voorberei, om deur te beweeg na die allerheiligste plek. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Jy kan nie op 'n ander weg deurkom nie, my vriend. Jy moet leer, daar's net een weg, daar's poorte om deur te kom. Dis die poorte van waarheid en die poorte wat lewe vir jou inhou. Hy praat van die 12 stamme van Israel. Nou wanneer ons lees in Genesis 49 vers 1 tot 28, dan lees ons van die 12 stamme, die geboorte van elke ene, en ook die profetiese woorde oor hulle. En neem kennis daarvan. Die 12 stamme was verteenwoordig deur edelgesteentes wat ingelê was in goud, in 'n borstas, wat aan die bors van die hoëpriester vasgemaak was in die ou bedeling, by die tabernakel, waarvan die skrif die hele tyd praat. Ons praat van metafore. En ek wil jy met baie mooi luister. Dit verteenwoordig iets. Die 12 stamme was nie die edelgesteentes nie, maar dit verteenwoordig daardie besondere seun wat gebore is, besonder aan hom gekoppel 'n kleur, wat 'n kenteken is van God se werk in sy lewe. En die hoëpriester het vasgemaak op sy bors. Hierdie gevalle Aaron, die hoëpriester, die 12 stamme van Israel, simbolies op sy hart gedra, wanneer hy diens gedoen het in die tabernakel, sodat die hele Israel verteenwoordig was, wanneer hy voor God verskyn het. Dit was 'n tipe van die kerk van Christus, die hele tabernakelsplan van God. Dit spreek van Christus as hoëpriester, wat in die hemelse tabernakel ingegaan het, en daar vir ons versoening gedoen het. Hy het die hele wêreld op sy hart gedra, die hele wêreld, my vriend, op sy hart gedra. Dit spreek van sy onbaatsigtige liefde, die omgee
In Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad. Daar was 12 verskillende edelgesteentes met verskillende kleure en word beskou as edel, die Engelse woord precious. Hulle was ingelê in goud, en dit verklaar net hoe waardevol ons vir God is, want goud verteenwoordig God. Sy reinheid, sy skoonheid, ons word ingelê in sy reinheid, om daardie beeld aan te neem, my vriend. Dit is wonderlik, wanneer jy hierdie begrippe reg verstaan, waarmee God besig is in jou lewe. God is nie besig om jou te veroordeel nie. God spoil nie jou geluk op aarde nie. Hy wil hê dat jy juist gelukkig moet wees, maar die waarde daarvan verstaan. Dit lei na lewe, maar hierdie tipe lewe wat ons lewe vandag lei ons, wat die gevare in hierdie lewe. Daar was 12 verskillende edelgesteentes met verskillende kleure en word beskou as edel, rein, my vriend, precious. Dit word ingelê in goud. Wanneer God na ons kyk, kyk na homself, die goud. En die kleur in my weerkaats net sy heerlikheid en bring dit na vore. Dis hoe God na sy bruid begin kyk. Ook was die name van die 12 stamme van Israel ingegrafeer op die edelgesteentes. Hulle was nie daarop opgeverf of geskrywe nie, maar ingegrafeer om nooit uitgewis te word nie. Vir ons beteken dit dat ons name wat opgeskrywe is in die boek van die lewe nooit uitgewis kan word nie, want God is die hoë muur en hy beskerm. Bly in Christus. Jou naam is geskrywe in die boek, maak seker vanaand. Dis ingegrafeer om nooit weer uitgewis te word nie. Die tabernakel is metafore met betrekking op Christus en ons as kerk vandag. Ek lees in Hebreërs 9 vers 11 tot 12. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige, hoor baie mooi, weldade, het deur die groter en volmaakte tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en stiere en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan en in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Hier is ewigheidsake, my vriend. Jou naam kan nie uitgewis word as hy in die boek van die lewe staan nie. Want die bloed het ingegrafeer op daardie edelgesteente die oomblik wanneer jy deur die poort beweeg. Om die natuur van God en die betekenis van daai poort en die naam van die poort en die kleur van daai poort, dan word jou naam in daai edelgesteentes ingegrafeer om nooit weer uitgewis te word nie. Hoor wat sê vers 12, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed. Sy bloed, die waarborg van jou en my lewe, dat ons naam nooit uitgewis sal word nie, want hy het 'n ewige verlossing teweeggebring. Ons het nie meer die offers van bokke en stiere nodig nie. Nie soos wat vandag gepreek word, dat die tempel herbou gaan word en die herstel van offers. God had dit. God verag dit. Dit verklaar net dat u glo nie en u predik dit, dat die bloed 'n ewige verlossing teweeggebring het van Christus nie. Die name
en die kleure en posisies van die 12 stamme van Israel wys dat die nuwe Jerusalem, die bruid van die vrou van die lam, wat die kwaliteite is van die versiering van sy bruid, hoe hy jou versierend voorberei. Onthou net dit, dis God wat jou voorberei. Hy versier jou, want hy is groot en hy weet wat hy doen. As jy jouself moet versier, het jy moeilikheid, my vriend. Daar's te veel tekortkominge in jou lewe. God dink groter. Hy is onbeperk in sy denke. Ek het dit later voorheen vir jou gesê. Wanneer hy na jou kyk, dan poleer hy jou om die mooiste edelgesteente, edel in sy bruid in te bou. Sy kwaliteite. Dis wat Jerusalem, wat die bruid en die vrou van die lam is. Deur die betekenis moet ons verstaan dat God sy bruid voorberei om uit die hemel met haar neer te daal op die nuwe aarde. Baie duidelik. Baie duidelik. Ek het daaroor gepreek en vir u geleer oor, en ek gaan nie meer daaroor praat nie. Kom ek vat die verder. Kom ons doen nou ontleding van die 12 stamme en alles wat betrekking het tot die nuwe Jerusalem. Waarom die 12 stamme? Is dit Israel? Nee, my broer. Dis metafore. Daar's betekenis, want elke seun het 'n naam wat 'n besondere betekenis het. In die Ou Testament het name se betekenis baie beteken. En dit verteenwoordig die 12 poorte, wat manifesterings is van God se karakter binne in jou lewe. Daarom moet jy deur 12 poorte beweeg, so die volmaakte, die regeringskap, 12 beteken regeer, sodat God jou lewe kan regeer, en jy nie meer maak en doen en sê wat jy wil nie. Man, as jy dit kan sien, wat 'n wonderlike ervaring, om te besef dat God werk en bou aan jou. Kom ons kyk na die eerste poort, en ek gaan hulle noem, soos wat hulle geboorte plaasgevind het, van die oudste tot die jongste. Eerstens, en ek wil jy moet onthou, daar is verskywings in die borsplaat, wat plaasgevind het, en ook so in die nuwe Jerusalem. En die bruid, die eerste seun wat gebore is, poort nommer 1, Reuben. En Reuben beteken aanskou 'n seun. Genesis 29 vers 32, en Lea het bevrug geword en 'n seun gebaar en hom Reuben genoem. Want sy het gesê, gewis die Here het my ellende aanskou, want nou sal my man my lief hê. Hoor baie mooi. In Genesis 49 vers 3 tot 4 lees ons aangaande Reuben. Reuben, jy is my eerstgeborene. Met ander woorde, hy was die eerste een wat gebore was vir Jakob. En hy beskryf hom my krag en die eersteling van my sterkte. Die vernaamste in hoogheid en die vernaamste in mag. Kyk wat beteken die woord Reuben. Vers 4. Opbruising soos van waters, jy sien die kom, onstuimigheid. Jy sal die vernaamste nie wees nie, want jy het die bed van jou vader beklim. Toe het jy dit onheilig. Jy het my bed beklim, was die profetiese woord oor Reuben. Want hy het geslaap met die slavin van Lea, by wie Jakob kinders gehad het. Reuben, die Hebreëse woord, behold a son, Genesis 29 vers 32, behold a son, wat skryf hy van hom? Hy skryf van hom, jy was die sterkte, jy is my eersteling, jy is my vernaamste, jy is hoogheid. Nou hierdie poort
spreek van nuwe geboorte. Jy's my eersteling. Iets nuut het plaasgevind in hierdie huishouding. Dit spreek van nuwe geboorte. Kom ek vir jou verder daarop. Dit spreek van die deposito van God se natuur in jou lewe. Behold, a son is born. And the government will be on his shoulders. En hy sal genoem word wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Behold, a son. Die eerstgeborene van die skepping, die eersteling, my sterkte, sê God. Dit beteken ook saad van die lewe, want die saad van die lewe het geval in Lea, en 'n seun het tevoorskyn gekom. Behold the son. You look at my son. Wanneer jy deur daai poort beweeg, dan skop hy. Look to my image, wat die Bybel sê, wat ek net vir julle gekwoteer het, gelykvormig te word aan die beeld van sy seun. Behold the son. Dit dui die begin van ons redding aan. Dis waar dit begin by poort nommer 1. Jy moet 'n metamorfose ondergaan van om hierdie nuwe lewe in Christus aan te neem en 'n sterkte en 'n krag te word vir God op hierdie aarde, want jy verteenwoordig aan die gelykvormigheid van sy seun. Kyk na 1 Petrus 1 vers 23, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie. Ek het net vir jou gesê, dis saad wat val wat lewe gee. Die saad het geval in die skoot van Lea. Die eerste een is gebore. Dit het lewe gegee. En wat sê die 1 Petrus 1 vers 23? Want julle is wedergeboorte. Jy sê jy moet weer gebore word. Hierdie poort spreek van 'n nuwe lewe, wedergeboorte. Uit die verganklike, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike. Hierdie saad kan nie tot net gaan in jou lewe nie. Deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly, my vriend, halleluja, as lank die saad is, bly jy vir ewig. Johannes 1 vers 23, wat nie uit die bloed of die wil, of van die vlees, of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Jy sien, dis wat die skrif sê, en mense kruisig my wanneer ek dit sê. Hy wat uit God gebore is, kan nie sondig nie. Nou sê die mense, is onmoontlik. Nou wat kan nie sondig nie, wat jy verstaan nie. En as jy nie verstaan nie, hoe weet jy om deur hierdie poort te gaan, waarmee God besig is in jou lewe? Hy wederbaar jou gees, nie jou siel nie, nie jou vlees nie, maar wel jou gees, en hy plaas sy saad in jou gees. Kyk na 1 Johannes 3 vers 9. Hy wat uit God gebore is, sondig nie, want sy saad woon in hom, en hy kan nie sondig nie. Waar woon die saad? In sy gees. God beskerm in sy hoë muur. Ek het net vir julle gesê in Efesiërs 1 vers 12 en 13. Hy beskerm dit met sy Heilige Gees. Hy verseël dit. Hoor jy wat ek sê? Jy is nie in die wil van 'n man gebore nie. Jy is nie in die bloed van 'n mens gebore nie. Jy is nie in die vlees van 'n mens gebore nie. Jy is uit God gebore. Nou as jy vir my sê, jy gaan sondig, en jy is maar 'n sondaar, wat uit genade gered word, en jy al ewig durend op jou knie om jou sonde te bely, wil ek vanaand vir jou sê, my vriend, jy is nie uit God gebore nie. Want as jy die sonde doen, dan sê die skrif duidelik, jy is nie uit God gebore nie. So neem kennis daarvan. Jou eerste geboorte moet so kragtig wees, van wedergeboorte, die eerste poort Ruben, waardeur jy beweeg, wat die saad van die lewe aan jou gee, wat jou wederbaar, dis die begin van jou redding. Hierdie steen, wat Ruben verteenwoordig het op die borsplaat van Aaron, was die steen emerald, ook genoem karbonkel. Die kleur van hierdie steen was groen, wat spreek van nuwe lewe. Ek het dit net vir u verklaar, die verskillende kleure. Psalm 23 sê, laat my wy langs groen weivelde.
Dis wat God jou wil hê. Kolossense 1:10 sê, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel. Laat my wandel, langs groen weivelde, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel. Waardiglik, my vriend. Spreek jou lewe vandag van waardigheid voor God. En in alles te behaag, om hom in alles te behaag. Nie wat jy wil in jou vlees wil nie, maar wat God behaag. En julle in elke goeie werk vrug mag dra, in die kennis van God mag groei. Groen bring lewe en toon lewe. Die borsplaatposisie wat Ruben uiteindelik ingeneem het, van nommer 1 val hy na nommer 4 op die borsplaat. In hierdie tabernakel, in hierdie Jerusalem. Die getalwaarde vir 4 beteken eerste skepping of vlees. Behold a son, eerste seun wat gebore is. Nou as jy 1 Johannes, hoe bereken ons die getalwaarde? Kyk 'n bietjie na die woord van die Here. Dit is so lekker om die woord te bestudeer. En u gaan genot vind. U mis u lewe om nie in die woord van God in te delf nie. Hoor wat sê Johannes 1:1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. In die hele hoofstuk tot vers 14 word dit 3 keer genoem in vers 1. Dan in vers 14 kom dit tevoorskyn, en die woord, hierdie woord 4 keer het vlees geword en onder ons kom woon. Kolossense 1:15 sê hy is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene van die hele skepping. Met ander woorde, 4 verteenwoordig vleeswording. Jy's geskep, behold a son, jy het vlees geword. En in hierdie vlees het Christus God kom verteenwoordig wie hy is. Want hy is die beeld van die onsigbare God, wat vandag in die onsigbare met jou werk, om gelykvormig te word aan daardie beeld van hom. Jo, die woord is mooi. Neem kennis. Maar die gevaar is van Ruben, is opgeteken in Genesis 49 vers 4. Jy ontheilig die bed van jou vader. Moenie kompromieer met die werk van God in jou lewe nie. Dis belangrik vanaand, my vriend, moenie die bed wat jy opgemaak het met jou bruidegom besmet en onheilig nie. Kom ons gaan na die poort nommer 2, en daarmee gaan ek afsluit vanaand. Volgende week gaan ons dan verder, en vervolg ons dan op wat ons mee besig is. Poort nommer 2 was die seun Simeon wat gebore is. Simeon beteken hoor aandagtig. Dit beteken gehoorsaamheid. Genesis 29 vers 33. En sy het weer bevrug geword, dis nou Lea. En 'n seun gebaar en gesê, gewis, die Here het gehoor dat ek die nie geliefde is. Die Here het wat? Gehoor dat ek die nie geliefde is, en my hierdie een ook gegee. En sy het hom Simeon genoem. Die woord Simeon in Hebreëus beteken hearing. In die Grieks word die woord gebruik hypakao, en word opgebreek in 2 dele. Hypo wat beteken ander, en akao wat beteken to hear. Dit beteken om onder die gesag te kom van wat jy hoor. Wat hoor jy, leer die woord van God jou? Kom onder gesag en onderwerp jou aan sy gesag, sodat hy jou kan vorm na die volmaakte. Die beginsel hier is, in Lukas 6 vers 47, elkeen wat na my toe kom, jy sien jy moet eers kom, en na my woorde luister,
en dit doen. Ek sal julle wys soos wie hy is. Hierdie poort spreek van die doop, of jy dit wil erken of nie wil erken nie. Markus 16 vers 16 sê, hy wat glo en hom laat doop, hy wat na my toe kom en na my woorde luister en dit doen, ek sal julle wys hoe hy is. Dit het 'n sterk beginsel van om uit die tradisie uit te beweeg na waarheid toe, my vriend. In Lukas 6 vers 47, elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en dit doen, ek sal julle wys soos hy is. Die beginsel hier is, kom na hom toe, luister vir hom en doen wat hy vir jou sê. Hy wat glo en hom laat doop, nie eers doop en dan glo nie. Nee, my vriend, glo, dan laat doop. Dit spreek van gehoorsaamheid. Wanneer jy 'n studie doen van Johannes 10 van vers 1 tot 10, sal jy sien, my skape ken my stem, en hulle volg my, hulle is gehoorsaam aan my stem. 1 Samuel 15 vers 22, daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffers. Om te luister is beter as die vet van ramme. Luister my vriend, gehoorsaam die woord, dis jou poort nommer 2, wat in jou skop om geboorte te gee. Glo hom, luister na hom, kom na hom toe en doen wat sy woord vir jou verklaar om te doen. 1 Petrus 1 vers 22, as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het. Jy sien, jy moet deur poort 2 kom. Want dis nie 'n afwassing van die vuilheid volgens 1 Petrus hoofstuk 3 nie, maar 'n bede tot 'n goeie gewete, reiniging van jou gewete, broederlike liefde. Moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. En ek het vanmôre baie klem gelê, wat is fout met die kerk? Ek het na hom toe gekom, aanskou hierdie seun, wedergeboorte, uit vlees gebore, maar hy's nou gebore uit wedergeboorte, uit gees. Nou moet hy gedoop word, deur gehoorsaam te wees. Jy sien, die doop red jou nie, maar die doop is die vervulling van die geregtigheid van God. Dit wat jy glo, moet jy toepas. So as jy dit nie toepas nie, dan vervul jy nie die regtigheid van God nie. Daarom het doop ook 'n deel in jou reddingsplan van God. Want uit genade is jy gered. Nou genade leer my, sê Titus 2. En wees bereid om te leer. So met vurig met ons broederskap lief hê, uit 'n rein hart. Hierdie seun, pas op om jy die bed van jou vader, van jou bruidegom te besmet. Die steen van hierdie seun, Simeon, is safier. Die kleur van safier is hemelblou. En dit spreek van genade, die betekenis van hemelblou is genade. Die borsplaatposisie wat hy ingeneem het geval van die tweede posisie in sy geboorte na die 5de posisie toe. Die getalwaarde vir 5 is genade. Ek lees in Genesis 6 vers 8, die 5de keer wat die naam van Noag voorkom in die woord van die Here, sê dit, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Die 5de keer wat die naam Noag voorkom in God se woord, word gekoppel aan genade. Dis hoekom ons die getalwaarde heg aan genade. Ons lees in 1 Petrus 3 vers 20 tot 21,
wat eertyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarvan 8 siele deur water heen gered is, waarvan die teenbeeld, die doop, en ek het net vir jou gesê, dit verteenwoordig die doop, ons nou ook red. Nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God en 'n goeie gewete deur die opstanding van Jesus Christus. Ek wil jy moet baie mooi luister vanaand. Hierdie 12 poorte is die manifestering van God se karakter in jou. Daar moet jy deur dit beweeg. Want hy berei sy bruid voor. Hy vorm haar. Safier ook as jy dit sny, beteken jy verdeel dit. Jy moet afsny van die wêreld om by God in te skakel. Die gevaar van die betekenis van hierdie seën is opgeteken in Genesis 49 vers 5. As jy nie genade toepas en uitleef in jou lewe nie, word jy 'n werktuig van geweld. Ek het dit hoeveel male in my kerk gesê, dit skok my en is 'n tragedie, dat jy sit in die kerk, 100 prediking, met haat en moord in jou hart. Kyk jy na die omstandighede om jou, dan haat ons. Die Bybel sê nie haat die mens nie, haat die sonde. Ons sit met moord, ons wil net doodskiet en vernietig. My vriend, die krag in jou, en hy wat in jou is groter as enige wapen in hierdie lewe. As jy genade nie reg verstaan nie, en deur daai poort die geboorte in jou plaasgevind het nie, en jy die karakter van Christus nie aangeneem het nie, loop jy die gevaar dat jy 'n werktuig word van geweld. Ek gaan vanaand hier stop, en volgende week gaan ons dan aan met poort nommer 3. Mag hierdie woord u inspireer vanaand, om te besef, in besonder, dat God met jou besig is, en nie 'n mens nie. Ek wil jou vanaand 'n uitnodiging gee en sê, stel jou voor God, en stel jou geloof op die proef, en kyk, vanaand waar staan jy, wat hierdie poorte aanbetref. En as jy nog nie deur poort 1 en 2 beweeg het nie, aanskou die mens, hoe hy verander het, in wedergeboorte, deur die doop, in poort nommer 3, of 2, om die genade van God te bekom, die edelgesteente wat afgeskuif het na die 5de posisie toe, waar hy gekoppel word, toe God hierdie aarde uitgewis het, deur die watervloed, 5de keer wat die naam Noag voorkom, het hy genade in God se oë gevind, en so word ons ook, soos 8 siele deur water heen gered is, gered deur die doop. En die nie, is hoogtyd, dat jy vanaand moet wakker word, want dit skop in jou, soos 'n baba in 'n baarmoeder skop dit vanaand in jou. Ek voel dit in my gees vanaand, hoe dit skop in jou vanaand. Hoor die woord van die Here, skenk geboorte daaraan. Kom na hom toe, luister na hom en doen. Tree op. Ek bid vir u met vertroue dat u dit nooit sal sien wanneer die woord van waarheid reggesny word as veroordeling nie, maar dat God besig is. Ek praat nie van onverskillige veroordeling, dat jy die balk, die splinter uit jou eie oog moet uithaal. Praat nie daaroor nie. Ek praat die waarheid van God se woord, wat na jou toe kom, wat jou nie laat wegvlug uit 'n kerk uit, om predikers te soek wat die gehoor streel nie. Want hulle is buite die orde. Jy's nie in God
se troonkamer, waar hy jou voorberei as sy bruid, om jou in heerlikheid te openbaar nie. Mag God vanaand jou inspireer, vas te hou deur die werkinge van God se lewe binne in jou lewe, en laat hy jou beskerm, bly in Christus in hemelplekke. Amen.